Ag, my vriend, daar is so 'n mooi gedeelte wat ek lees daar in Lukas 17 vers 21. En kom ek lees dit vir jou. En kyk wat sê Lukas 17 vers 20. Hy sê, en toe hy, dit is Jesus, deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Hoekom nie? Jy sien man, wat het hulle verwag? Die Fariseërs, die Sadduseërs, die Kopseërs en die Toonseërs. Wat het hulle verwag? Hulle het verwag, hier gaan 'n koning kom, fisies opstaan, en op 'n troon sit, en al die vyande van die Israel oorwin, en dan weer Israel as die volk opdoen. Maar Jesus het 'n ander plan gehad. En hy sê vir hulle vers 17 vers 21, hy sê, en hulle sal nie sê, hy sê die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier is die koninkryk van God, of kyk daar is die koninkryk, daar is die koninkryk, nee, hy sê, hoekom nie? Hy sê, want die koninkryk van God is binne in julle. Met ander woorde, ons het nou net gesê, wat is die koninkryk van God? Dis God se heerskappy, dis sy autoriteit, is sy regeringskap, dit wat hy vir Adam in die begin gesê het, binne in ons. Met ander woorde, Heilige Gees wat nou binne in my woon, is nou binne in ons. Jy sien my vriend, en dit is nou waar ek nou 'n probleem het as ek nou na al hierdie goed kyk wat veral uit die weste uitkom, hierdie Amerikaanse evangelie. Wat praat van die koninkryk wat eendag eers as Jesus terugkom. Dit is altyd in die toekoms. Dis nooit iets wat klaar hier by ons is nie. En nou weet jy wat doen hulle? Hulle beskuldig my. Hulle sê, ja, maar jy preek koninkryk nou. Nou het ek 'n vraag. As dit nou by die goeters kom, aan hierdie beskuldigings wat. Nou sê ek, maar weet jy wat? Jesus het vir ons gesê, en hy sê ook vir sy disippels daar in Lukas 17, Lukas 9 en Lukas 10. Hy sê daar, hy het sy disippels saamgeroep, en hy het hulle die mag gegee, met ander woorde, hy het hulle die autoriteit gegee. Onthou voor die kruis, nee, dis nou voor die kruisiging. Hy sê, hy het hulle die autoriteit gegee, die mag, hy het hulle die gesag gegee, om duiwels uit te dryf, en om siekes te genees. En hy het hulle gestuur, kyk wat sê, hy stuur hulle toe nou, hy sê, gaan. Hy sê, wat moet julle doen? Verkondig een boodskap en een boodskap alleen. Wat is die boodskap wat julle moet verkondig? Lukas 9 vers 2, jy kan dit gaan lees. Hy sê, en hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en om die siekes gesond te maak. Met ander woorde, as ek die autoriteit en die heerskappy en die regeringskap van God preek, moet ek dit op een of ander manier kan demonstreer. Kom aan, praat met my. Hoe demonstreer ek dit? Wanneer ek vir 'n siek ou bid, en hy word gesond, wat het gebeur? Ek het oor die siekte geheers, is dit nie waar nie? Ja, natuurlik. Wanneer ek 'n demoonbesetene sien, en ek sê, demoon gaan uit, en die demoon gaan uit, wat het gebeur? Het die heerskappy van God dan nie gewerk deur my nie?